Goeiemôre. Vandag kan ek julle vertel van die ou dokter in Dolisie. Ek het nou vorige keer vir julle vertel van die vroue dokter wat vir my gedokter het toe ek daai spinnekop byt op my linkervoet gehad het. En die slag, toe kom ons agter, elke 6 weke het Wynand malaria. En dan behandel ons hom met die Coartem tablette en dan net so 5-6 weke later dan is hy weer siek. En dit het vir maande en maande so aangehou en toe het ons nou natuurlik bekommerd geraak en besluit nee, okay, miskien is dit tyd dat ons 'n slag dokter toe gaan. Ek sien net iemand wat sê hier is geen klank nie. Kan die res van julle my hoor? Okay, daar sê jy dis nou reg. Okay. Toe besluit ons, okay, ons gaan dokter toe en ons gaan nou weer na daai spreekkamer toe. Of iemand het gesê van hierdie ou dokter wat so goed is. Nou gaan ons weer na hierdie spreekkamer toe wat nou lyk soos 'n stokou huis. Dis vol stof. Daai mure is in dekades nie geverf nie. En dan stap jy nou langs so 'n steegie af en dan is daar een so vertrek waar jy nou kan 'n konsultasie fooi betaal en dan gaan jy nou in by hierdie selfde spreekkamer met die lae deurtjies waar jy so moet buk om in te gaan. En hier gaan ons nou in by die spreekkamer en hier sit hierdie man, hy is die dokter wat ons gaan help. Maar hy het 'n assistent wat jou hartklop luister en jou bloeddruk en so aan, want hy is te oud om op te staan om dit self te doen, want hy doen alles verskriklik stadig. So stadig dat 'n mens naderhand begin wonder of hy okay is. En nou sit ek en Wynand en kyk so vir mekaar en kyk ons vir hom en dan hy vat sy pen, so kry sy pen en dan bring hy sy pen nou weer hier na die papier toe en dan begin hy skryf. Alles in slow motion. Die van julle wat al die fliek gekyk het, Zootopia, sal onthou waar die karakters by die staatsinstelling aangekom het om een of ander papierwerk te doen. Toe is daar 'n slaaf wat werk by die staatsinstelling. En dit is subtiele humor in die fliek om te wys dat die mense wat vir die staat werk baie stadig is, so stadig soos slaafs. En daai dokter het my presies ook aan daai slaafs laat dink. En wanneer hulle voorskrifte, soos hy sy voorskrif uitskryf, nee, jy kan nie glo dat 'n mens so stadig kan skryf nie. Maar baie netjies en 100% skryf hy nou alles wat hy wil neerskryf van die medikasie wat Wynand nou moet gebruik. En plak dit toe in 'n koevert en die koevert word geseël met iets soos rooi was. En dit word toe nou vir Wynand gegee dat hy die voorskrif by die apteek gaan kry. So wat toe nou daar gebeur het, die rede hoekom Wynand deeltyd so aanhoudend weer malaria gekry het, is omdat daar 'n ander bakterie in sy bloed was, wat eers moes behandel word, want daardie bakterie het gemaak dat hy die hele tyd so vatbaar is vir die malaria. So toe het daardie dokter daai bakterie eers behandel, en daarvan af was Wynand gesond. Hy het nie weer so kort malaria gekry nie. Hy was daarna vir 'n baie lang tyd gesond, dat hy glad nie malaria gekry het nie. En die Coartem behandeling wat ons daar gekry het, dit is 'n pakkie met 'n klompie geel tablette in, sê nou maar 12-24 tablette, en dan afhangend van jou liggaamsgewig, moet jy daai aantal tablette gebruik. Maar hulle verduidelik vir jou, die eerste dosis is sê nou maar 4 tablette, en daarna moet jy elke 8 ure weer 2 of 4 neem, ek kan nou nie presies onthou nie. Maar in Suid-Afrika daardie tyd het daardie Coartem tablette R480 'n kursus gekos en jy kon dit net op voorskrif kry, met ander woorde jy het doktersonkoste ook. En in die Kongo kon jy dit kry vir R25 'n pakkie en dit was sonder 'n voorskrif. So ons het altyd gesorg dat ons 'n goeie voorraad Coartem by ons het, sodat as een van ons simptome wys, dan begin ons dadelik dit te gebruik. Ek het 2 keer in die tyd wat ons in die Kongo was malaria gekry. Al 2 kere was die simptome heel verskillend geweest. MJ het malaria gekry,
soos ek sê, Wynand het ontelbare hoeveelheid kere malaria gekry en Bea het eendag simptome begin wys, toe sit ons haar maar nou net op 'n kursus KRT net vir ingeval. En toe ons terugkom in Suid-Afrika, toe was die kinders eendag by 'n kermis by die skool. Toe was daar verskillende rides en swaaye en goed waarop hulle kon gaan. En ek dink hierdie twee het gedink hulle het in die hemel aangekom want hulle het nie sulke goed geken in die Kongo nie. Toe het hulle by die skool so rondgehardloop en hulle moeg gespeel. 'n Hond uit 'n bos uit. Soveel so dat MJ het homself heeltemal oorwys. Aan die einde van daai dag toe moes hy kom dra kar toe want hy kon nie loop nie, sy bene was te seer. En daai aand toe begin hy weer malaria simptome wys. Koors en lyfseer, al daai tipe goeters. En toe het ons raad gekry van iemand af wat het gesê het hulle dink dit is 'n malaria relapse want dit bly mos in jou bloed en dan kan dit weer uitkom al is jy nie in 'n malaria gebied nie. En dis toe nou presies wat daar met MJ gebeur het. Omdat hy homself oorwys het hy sy immuunstelsel seker sy immuniteit verlaag en toe skop die malaria weer in. So toe het ek pakkies KRT by my gehad wat ons uit die Kongo uitgebring het wat ek hom toe mee behandel het en hy het baie goed daarop gereageer en so het ek hom toe nou weer gesond gekry. Soos ek ook in 'n vorige vertelling al gesê het, is ons was ongelooflik beskerm teen 'n klomp dinge en ja, dit is definitief een daarvan. Die eerste keer toe MJ malaria gekry het ek vir daardie 3 aande seker omtrent glad nie geslaap nie want ek het hom die hele tyd dopgehou en in daai ontsettende hitte om sonder krag te wees dat jy nie eers 'n waier op hom kan sit om sy lyfie koel te hou nie. Dit was my ergste nagmerrie gewees wat waar geword het daar. En waaroor ek ook dankbaar is hulle was maar baie klein. Ek meen 4 jaar oud en 2,5 is baie klein. En hulle het daai tablette ingesluk. Ek was verstom daaroor. Ek het nie geweet klein kindertjies sal sulke groot tablette so maklik kan insluk nie, maar hulle het dit gedoen sonder om dit teen te staan. So ja, dankie tog vir sulke wonderwerke wat ook gebeur het. Toe op 'n later stadium, toe ek en die kinders al terug is in Suid-Afrika, toe het Wynand op die plaas alleen aangegaan. En ek en hy kommunikeer nou op 'n daaglikse basis met WhatsApps en telefoonoproepe en so aan. En skielik net hier op 'n dag, nou kan ek glad nie vir hom in die hande kry nie. My boodskappe gaan nie na hom te deur nie. Die oproepe gaan nie deur nie en ek is net heeltemal afgesny van hom. Nou dink ek, okay, sy foon is gesteel of is weg of wat ook al. En nou probeer ek een van die ander boere in die hande kry. Selfde storie, boodskappe gaan nie deur nie, oproepe gaan ook nie deur nie. Toe kom ek agter, okay, dit moet nou iets anders te wees. Dit het vir 'n week so aangegaan, dat ons glad nie met mekaar kan kommunikeer nie. En toe Wynand uiteindelik op die lig kom en hy bel my, toe het ek so geskrik, want natuurlik het ek nou nie 'n idee wat aangaan nie. Ek het toe ander Suid-Afrikaners in Point Noir probeer kontak, kry hulle nie gekontak nie. Nou om die ander Suid-Afrikaners wat in die Kongo is, se mense wat in Suid-Afrika is, in die hande te probeer kry, is about onmoontlik, want jy ken nie mekaar se mense wat nou in Suid-Afrika is nie. En toe het ek op die ouende oorlede Nel Schreder se ma in die hande gekry in Kaapstad. En toe het sy ook vir my gesê sy kry glad nie haar dogter in die hande nie. Toe besef ons, okay, dan moet dit 'n geoorhoofse groter probleem wees in die Kongo. So toe Wynand my uiteindelik na 'n week bel en hy sê vir my wat aangaan. Toe kom dit daarop neer dat daar was die verkiesing in die Kongo en dit kan oproerig raak en mense kan mekaar beïnvloed om wat ook al te doen. Nie protesaksie nie, maar wat sal mense dit nou noem, om mekaar oor en weer te beïnvloed en so. En dan opstande of betogings of wat ook al. Dan tydens die verkiesing, dan maak hulle ook die paaie toe. Dan sit soos 'n nasionale vakansiedag. Alles is toe, die paaie is ook toe. Jy mag glad nie, jy mag nêrens heen gaan nie. Nou weet ek nie hoe maak hulle nou eintlik ek dink jy mag net gaan om te gaan kies of net die land se burgers mag op die paaie beweeg, niemand anders nie of so iets. Maar dit is amper soos 'n die hele land kom nou tot stilstand en al die selfoonnetwerke word afgesit. Jy kan nie eers 'n SMS stuur nie. Sodat die klomp nie met mekaar kan kommunikeer nie en as daar probleme is rondom die verkiesing en so aan, dan sort hulle die mense vinnig uit. So hulle kan die mense beheer.
En daar is al ons kommunikasie toe ook afgesny. Maar toe Wynand my bel, toe sê hy vir my, dit was nou 'n helse week wat hy agter die rug het, want hy was toe nou weer siek. En dis toe nou 'n hele geruime tyd nadat ons nou die bakterieprobleem uitgesorteer het by daai ou dokter. Toe sê Wynand vir my, hy was so siek geweest, hy het gedink hy is besig om 'n hartaanval te kry. En sy hele liggaam was seer, sy ingewande oralste was verskriklik seer geweest. En hy het eintlik gedink hy is besig om dood te gaan, ernstig. Hy het sê hy het 'n gebed gedoen waarin hy gesê het, as dit nou so is, laat dit net gou wees, want hy wil nie ly nie. Toe het hy die Franse tolk gekry om hom dokter toe te vat, want hy is te seer om self te bestuur. En so is hulle toe nou weer na daai ou dokter toe. En die ou dokter het toe nou bloedtoetse gedoen en Wynand vertel ook, hy kry sy assistent om die bloed te trek, want hy is te stadig en te oud om dit self te doen. En dan laat toets hy die bloed iewers daar in 'n klein lab, wat ek net kan imagine hoe lyk dit. En hy sê toe, okay, hy sal die resultate later in die dag of die volgende dag hê. Toe is die uitslaa dat Wynand tyfoid het. Dit is ingewand koors. Dit is letterlik wat gebeur. Al jou ingewande het koors. So dit is wat so verskriklik seer is, en dan natuurlik het jy self ook koors. So terwyl ek hom nie in die hande kon kry nie, is ek salig onbewus in Suid-Afrika van die pyn en die moeilike tyd wat hy te deur is, maar weer eens, alle genade van bo, het Wynand reggekom en die dokter het hom gesond gekry. So ja, daai dokter, weer eens as 'n mens hulle so kyk, dan wil jy hulle onderskat en dink jy weet hierdie persoon ooit wat hulle doen. Maar hulle weet wat hulle doen, hulle ken dit, hulle ken daai tropiese siektes, hulle ken malaria en tyfoid en daai bakteriese infeksies en dinge, so 'n mens kan hulle vertrou, hulle werk daarmee. Baie gereeld. So ja, vir die res van die tyd het ons elke dag interessante dinge op die plaas beleef. Die kinders het gereeld voeltjies gevang, dit was baie algemeen geweest. Bea het nog doeke gedra, dan sleep sy 'n stoel nader, klim sy op die stoel en vat sy een van Wynand se pette, dan vang sy 'n voeltjie wat daar in die kombuis teen die gaas sukkel om uit te kom. Dit was deel van ons alledaagse lewe geweest, so ek het mooi foto's waar die kinders met voeltjies in hulle hande staan en al die ou goedjies nou van naderby bekyk. En ons het 'n pragtige piepklein kingfisher ook een keer gevang wat ek sit tussen my vingers vasgehou het, mooiste ou dingetjie. En die kinders het ook, wanneer hulle nou hierdie para vertoning van hulle gehou het, waarvan ek julle gister of eergister vertel het, in die penneblikkie met die lig agter, dan het hulle vir hulle bed gemaak agter op die cruiser en dan lê hulle daar en kyk vir die sterre. En ek het mos 'n vorige keer vir julle gesê, dit is waar ek die betekenis leer verstaan het van die sterre is so ongelooflik, dit lyk asof jy aan dit kan vat. So ek sal van dit alles vir julle foto's opsit. Maar ja, van die een van die ander snaakse goed wat gebeur het is silo-bestuurder van Afgree het eendag daar aangekom en toe kuier en gesels ons nou saam en braai en so aan. En vra mens my uit interessantheid uit, waar kom julle vandaan en so aan. En hy is toe van Ermelo. En tradisioneel is Ermelo Hoërskool en Hoërskool Waterkloof groot vyande wanneer dit kom by die sport. En ek sê toe, ja, ek was in Waterkloof Hoërskool, maar hierdie ou val amper van sy stoel af. Hy sê vir Wynand, jy kry dit reg om 'n vrou Kongo toe te bring. Dan kom sy nog van Waterkloof af. Nee, jy verdien 'n medalje. Want die Ermelo skoolseuns weet in aanhalingstekens hoe moeilik die Waterkloof meisies is. Maar dit is sommer net 'n storie, dit is nie regtig die waarheid nie. Waterkloof kinders kan ook doodgewoon wees. Ja, so daar was regtig erge uitdagings soos wat ek al vir julle vertel het. Maar daai tipe van uitdagings en die feit dat Afrika nie genade het vir enige iemand nie, gee nie om of jy in Waterkloof was of in watter skool jy was nie. Dit is net hoe dit is. Ja, soos wat Bok van Blerk se liedjie sê, want hier in donker Afrika wat soveel van ons vra.
En daai woorde het my altyd baie emosioneel gemaak en selfs nou nog as ek dink aan hoeveel 'n mens insit en die niks wat jy uitkry. So ja, soos wat Wynand ook al gesê het, as jy geld het om in Afrika te gaan boer, dan hoef jy eintlik niks te doen nie, want dan het jy genoeg geld vir die res van jou lewe, want Afrika vat en vat en vat net. So, van die res sal ek julle môre verder vertel.